Vroeger verjare het die wynbedryf behoorlik gegis toe die Chardonnay debakel op die lappe gekom het. Verskeie vooraanstaande wynmakers het Chardonnay druifmateriaal sonder owerheidstoestemming ingevoer. Een van hierdie invoere het geboomerang en dit was toe nooit Chardonnay gewees nie. Daar is wyn van hierdie vals Chardonnay materiaal gemaak en Chardonnay wyne het onder verdenking gekom nadat die identiteit van die vals Chardonnay onthul is. In die woelinge wat hierop gevolg het nie net die gesonde oordeel van die invoerders onderskoot gekom nie, maar ook die doeltreffendheid van die amptelike stelsel om gesogte oorseese materiaal gou genoeg aan die bedryf beskikbaar te stel. Die geskiedenis van ons wyn is omtrent net so oud soos die geskiedenis van blank Suid-Afrika self. In hierdie tydperk van meer as 300 jaar het wynmakers en drinkers dikwels by veranderende omstandighede aangepas. So byvoorbeeld moes versterkte wyne en brandewyn na die Tweede Wêreldoorlog al hoe meer plek maak vir natuurlike wit en rooi wyn. Hierdie klemverskuiwing het die internasionale aansien van Suid-Afrika as 'n wynland laat styg. Groter kundigheid en veral verbeterde keldertegnologie het wynmakers in staat gestel om te eksperimenteer met wyn- en druifsoorte wat voorheen as ongeskik vir ons warm klimaat beskou was. Mettertyd het Franse name soos Chenin Blanc en Colombard deel van die volksmond geword. In die laaste paar dekades het wynmakers ook doelbewus gepoog om natuurlike wyn van wêreldgehalte te maak. Enerzijds wou hulle die Franse en Duitse meesters na die kroon steek. Anderzijds moes hulle rekening hou met die aanslag van relatief nuwe wynlande soos Amerika, Australië en Nieu-Seeland. Ek dink as ons van die regte spitswyne van die wêreld praat, kom ons seker nie oral by nie, maar as ons van die hoër kwaliteitskategorieë in die breë praat, kom ons baie beslis by. Ek dink die feit van die wynskoue, internasionale wynskoue waar die Suid-Afrikaanse wyne gewen word, getuig daarvan. En ek dink ook dat ons van ons spitswyne selfs by die bestes van die wêreld kan bykom. Daar is 'n menigte druifsoorte of cultivars in die wêreld waarvan wyn gemaak word. Nie alle soorte word egter met dieselfde agting beheer nie. Die beroemdste, duurste en klassieke rooi en witwyne van die wêreld word van sogenaamde edelkultivars gemaak. Daarom word rooiwyne soos Cabernet Sauvignon, Pinot Noir en Merlot so hoog aangeslaan, terwyl witdruifsoorte soos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weiße Riesling en Gewürztraminer as die spreekwoordelike konings en kroonprinse beskou word. Dit is so dat Suid-Afrika in die wêreld vandag bekend is vir die kwaliteit van wyne wat ons aanbied teen 'n baie billike prys. Selfs in Europa kan Suid-Afrikaanse wyne gekoop word teen relatief goedkoop pryse. Maar wat die wêreld se klassieke wyne betref, het ons nog baie min gedoen. Wyn word in die wingerd gemaak. Lui 'n spreekwoord wat deur wynmakers en wynkundiges as 'n goue reël aanvaar word. Met ander woorde, swak plantmateriaal en minderwaardige druifsoorte kan nie eens met die gevorderdste kelder- en wynbereidingstegnieke in meesterwyne omskep word nie. Baie wynmakers glo ook dat die verbetering van wyn uit lande soos Amerika, Australië en Nieu-Seeland regstreeks verband hou met die grootskaalse aanplantings van edelkultivars in hierdie lande sedert die laat 60er jare. Die mense het geredelik die klassieke witwyn voortplantingsmateriaal bekom en industrieë baie vinnig opgebou waarop ons 'n bietjie jaloers was. En dit is noodwendig dat ons sou probeer doen wat hulle doen, want ons het gevoel ons het die ander eienskappe om dit te kan doen. Suid-Afrika het die klimaat, het die grond, het die kundigheid, maar ons het nie die rou materiaal nie. Ons moes 'n eenvoudige plan maak. Die plan wat Dr. Venter se maatskappy, sy mededingers en baie vooraanstaande wynboere uiteindelik beraam het drasties afgewyk van die amptelike voorskrifte vir die invoer, evaluering en vermeerdering van wingerdmateriaal. Die huidige voorsitter van die Landgoed Wynprodusentevereniging het ook hierdie voorskrifte gesystap. Hy is meneer Sydney Beck van Klapmuts, 'n wynboer wat al 2 keer die afgelope 6 jaar Suid-Afrika se wynmaker van die jaar was. In die vroeë 70er jare het hy gaan kers opsteek by makers van die beste witwyne in Frankryk, Kalifornië en Australië. Die ambisie wat hy toe ontwikkel het om Baksberg sonder onnodige versuim as 'n maker van topgehalte witwyn te vestig, sou hom mettertyd in 'n onvermydelike botsing met die amptelike stelsel bring. Die beste wyne in die wêreld, die beste droë witwyne in die wêreld word gemaak deur die Franse. En die Franse gebruik feitelik uitsluitlik die Chardonnay druif. In die VSA word dit op 'n enorme skaal aangeplant. In Australië
word dit groot aangeplant. En hierso by ons, die oudste van die nuwe wêreld wyndele, was daar geen Chardonnay gewees nie. Nie enige ordentlike materiaal nie. En ek wou probeer kyk of ek 'n goeie wyn kan maak op die Franse styl. En daarvoor het ek goeie Chardonnay nodig gehad. Maar hoekom het u nie die amptelike kanale gebruik nie? Op my ouderdom. En as ek nog moet wag vir 12, 15 jaar voordat Chardonnay stokke uit die amptelike stelsel uitkom, is dit te laat. En ek moes maar 'n ander pad volg. Nog 'n vooraanstaande wynmaker wat 'n ander pad as die amptelike een gevolg het, is meneer Mikkie Krone van die historiese plaas Twee Jonge Gesellen naby Tulbagh. Sy vader, N.C. Krone, is een van die beroemdste wynmakers wat Suid-Afrika nog opgelewer het. Nikkie het aan die bekende wynbou-instituut Geisenheim in Wes-Duitsland gestudeer. Daar het hy besef dat as hy die eeuwe-oue tradisie van sy familie en veral die prestasies van sy pa wou voortsit, hy van die beste plantmateriaal in die wêreld moes kry. Hy het die persoonlike kontakte wat hy oor see gehad het, gebruik om hierdie materiaal in die hande te kry. Die stelsel is 'n bietjie stadig. En 'n mens het net een keer in jou lewe 'n kans om 'n wingerd te vestig. En dis 'n geweldige belegging. Vir ons kos dit aan hierdie klipgronde van ons op die plaas kos dit vir ons oor die R20,000 'n hektaar. En dan wil 'n mens die beste plant vir die volgende geslag. Nog 'n oud student van Geisenheim in Wes-Duitsland is meneer Dani de Wet van die landgoed De Wetshof in Robertson se omgewing. In sy studentejare oor see het hy begeesterd geraak om eendag klassieke witwyne van edelkultivars op sy eie plaas te maak. Vandag word hy beskou as een van die sleutelfigure wat sonder magtiging wingerdmateriaal na Suid-Afrika toe gebring het. Al die klassieke witwyne wat ons vandag tot ons beskikking het, behalwe die Sauvignon Blanc, het op 'n onwettige manier in Suid-Afrika ingevoer gewees. En daardie variëteite het die wynspektrum van die witwyne in ons land en ook selfs die rooiwyne geweldig verbreed. Die stelsel, klink dit soos 'n refrein as van Suid-Afrika se voorste wynmakers verduidelik hoekom hulle opsetlik amptelike voorskrifte vir die invoer, evaluering en vermeerdering van wingerdmateriaal verontagsaam het. Hierdie wynmakers beskou hulle oortredings as 'n wanhoopsdaad, gebore uit frustrasie met 'n stelsel wat nie gou genoeg hulle aspirasies kon bevredig nie. Die stelsel of die stelsel het ongeveer gevat 15 jaar en selfs langer nadat 'n boer byvoorbeeld sou aansoek doen om 'n spesifieke variëteit in te voer en totdat hy dit moontlik sou kry. En dan kon die beheerende amptenare wat verantwoordelik was vir die stelsel ook nie die versekering aan daai betrokke boer gee dat hy eers daardie materiaal sou kry nie. En ons lewe is te kort en ons tyd is te duur. Ons kan nie 15 tot 20 jaar wag nie. Met die daarstelling van reëls om wingerdmateriaal in te voer en te vermeerder, wou die staat voorkom dat die wynbedryf aan rampspoedige gevare blootgestel word. Onder invloed van die viroloë het supergraad virusvrye plantmateriaal die doelwit geword. Daarom was 'n lang en intensiewe kwarantyneperiode as onvermydelik beskou. Die staat wou ook kontroleer of die ingevoerde materiaal onder verskillende klimaats- en grondtoestande goed presteer. Om dit te doen en die soort egtheid te waarborg, was 'n evaluasieperiode van nog 'n paar jaar nodig. En laastens het die vermeerderingsproses waaroor die KWV beheer uitgeoefen het, ook 'n klompie jare geduur. Eers hierna het die wynboer aan die beurt gekom. Ek was lank in 'n amptelike hoedanigheid werksaam geweest en ek weet baie goed hoe die amptelike kanale funksioneer. Nou is ek so verskillig dat ek my intieme kennis van die amptelike kanale gebruik het om op te tree soos ek opgetree het. Ek het die amptelike kanale het vir 25 jaar lank gefunksioneer of meer as die 25 jaar, nie die 65 is die stelsel aangekondig en uit hierdie stelsel het daar nog niks, nog werklik geen positiewe resultate gekom in die sin van die wêreldse gesogte voortplantingsmateriaal. Die was nog nie en is nog nie amptelik aan die, na my wete, tot op die huidige aan die Suid-Afrikaanse bedryf beskikbaar nie. Het u werklik 'n poging aangewend om deur die bestaande kanale te werk? By herhaalde kere, maar
dit is so dat ons in die afgelope 5 jaar of selfs 8 of 10 jaar die amptelike stelsel maar feitelik geïgnoreer het, want uit die amptelike stelsel is daar nog niks gebore gewees. So ons was genoodsaak om die amptelike stelsel feitelik te ignoreer. Die mense wat die bestaande stelsel ontwerp het, moes tog sekerlik die belange van die wynbedryf op die hart gedra het. Ek wil dit graag glo, maar ek kan nie die vraag beantwoord tot ek kan nie op die meriete van daardie vraag ingaan nie. Dit raak te veel snare. Vir 'n buitestander mag dit vreemd klink dat mense so openlik oor hulle strafbare dade praat. Kenners in die wynbedryf verseker 'n mens dat as dinge nie begin skeefloop het nie, die systappers van amptelike voorskrifte waarskynlik nie so spraaksaam sou gewees het nie. Die kinkel in die kabel het sy oorsprong in 1977 toe Rhodes Fruit Farms, die eienaar van die historiese Boschendal, Chardonnay-materiaal sonder owerheidsmagtiging van Colmar in Frankryk ingevoer het. Sedertdien is die materiaal deur verskillende kanale vermeerder en aan wynboere beskikbaar gestel. Verlede jaar is vasgestel dat die Colmar Chardonnay van 1977 nie egte Chardonnay is nie, maar 'n verwante variëteit, naamlik Auxerrois. Auxerrois is nie op die amptelike kultivarlys in Suid-Afrika nie. Volgens Rhodes Fruit Farms was dit die bedoeling dat dit Chardonnay moes wees, en hulle het eers in 1985 verneem dat dit Auxerrois is. Baie boere en kwekers het sedertdien van die Auxerrois ontslaag geraak, wat groot geldelike verliese meegebring het. Dani de Wet van de Wetshof is waarskynlik die boer wat die meeste onder die Chardonnay Auxerrois debakel gelei het. As tussenganger het die Colmar invoer van 1977 vanaf sy plaas begin uitkring, omdat hy ingewillig het om van die materiaal te vermeerder. Sy naam as 'n maker van uitstekende witwyne het ook in die gedrang gekom. Oor sy eie Chardonnay wyn, wat deurgaans deur die Wyn- en Spiritusraad as superieur gesertifiseer is, het 'n groot vraagteken begin hang. Was dit Chardonnay of was dit Auxerrois? Die Chardonnay van de Wetshof het, soos u helemaal terecht sê, allemaal superieur gekry. En is het interessant dat die presentaties was altyd binne die raamwerk van die wet. So die Wyn- en Spiritusraad het nooit ooit, soos wat ook beweer is, sekere wyne superieur gegee, wat nooit ooit dit is wat in die bottel is nie. Ek kan net vir u noem, dat ons het dan nie net een Chardonnay op de Wetshof, naamlik die Auxerrois nie. Ons het 9 verskillende bronne of klone van Chardonnay, waarvan die Auxerrois maar 1 is. En van die ander 8 het ons ook heel wat wyne gemaak, wat ook suksesvol in die versnitte van de Wetshof se Chardonnay ingesny is. Die Auxerrois was maar 1 deel daarvan. Watter waarborg kan u gee dat die onwettige invoer van plantmateriaal nie weer kan lei tot nog Auxerrois debakels nie? Daar is geen waarborg daarvoor nie. Ek sal vir u 'n paar voorbeelde opnoem. Die staat het sekere variëteite van Bordeaux af ingebring vir brandewyn. Saint-Emilion of Hugues Blanc was een van die variëteite, wat toe later blyk te wees Colombaat. Na die onthulling van die Colmar Chardonnay se ware identiteit, het stemme in sommige kringe opgegaan dat die aard en omvang van ongemagtigde invoere onder 'n geregtelike vergrootglas geplaas moes word. Die staatspresident se besluit om 'n feitelike eenman-kommissie hiervoor aan te stel, word deur baie boere aan die ywer van meneer Frans Malan toegeskryf. 'n Eer wat meneer Malan sê hy nie werklik verdien nie. Meneer Malan is die groot baas van die Simon Sig landgoed, 'n direkteur van die KWV en die president van die Wes-Kaapse Landbouunie. Hy is verlede jaar deur meneer Sidney Beck as voorsitter van die Landgoed Wynprodusente Vereniging vervang. Meneer Malan is 'n ondersteuner van die huidige stelsel om plantmateriaal in te voer en te vermeerder. Hy glo dat die stelsel opgeknap is sonder om die bedryf aan skadelike plantsiektes bloot te stel. As 'n direkteur van die KWV het hy gevra dat die instansie die minister van Landbou moet versoek om 'n geregtelike ondersoek na die aard en omvang van ongemagtigde invoere te gelas. Die KWV-direksie het egter besluit om 'n interdepartementele ondersoek aan te vra, iets waarmee meneer Malan en die Wes-Kaapse Landbouunie nie tevrede was nie. Ek was nie tevrede nie, ek het die dagbestuur geraadpleeg en hulle het saamgestem dat die samestelling van die kommissie nie die kommissie die boere of die publiek sou bevredig nie. En ons het toe vertoe gerig dat die
kommissie anders moet saamgestel word of 'n ander vorm aanneem. Die aanstelling van 'n feitelike kommissie om onder meer ongemagtigde invoere van Chardonnay en Auxerrois te ondersoek, was 'n omstrede en veel besproke gebeurtenis in die wynland. Baie boere en instansies het gevoel dat dit nie in die belang van die wynbedryf sou wees as interne verskille en gebreke ten aanhore van almal bespreek en oopgevlek word nie. Daarom was hierdie boere en instansies te vinde vir die interdepartementele en tegniese ondersoek wat oorspronklik deur die KWV aangevra is, maar wat toe nie 'n werklikheid geword het nie as gevolg van die Wes-Kaapse Landbou-Unie se besware. Dit is teen hierdie agtergrond dat 'n gewese hoofstreek landdros van Noord-Transvaal nie 'n maklike taak as voorsitter en enigste lid van die Chardonnay-kommissie verwag het nie. Nee, ek dink die samewerking was met een woord puik. Ek het verwag aanvanklik dat ek probleme sou ondervind om mense wat dan op langs nie amptelike kanale van die wynstokke in die land ingebring het, om uit te vind wat hulle gebring het en hoe hulle dit gebring het. Maar om een of ander rede het die mense net oopgemaak. Hoewel die meeste boere en amptenare saamstem dat die Klopperkommissie uiteindelik wederwysige begrip in die hand gewerk het, meen hulle dat die ondersoek bovenal 'n geleentheid was om mekaar reguit aan te spreek. 'n Staatsdepartement wat onder meer van laksheid deur meneer Frans Malan beskuldig is die Direktoraat Plant- en Saadbeheer wat pa staan vir die kwarantynestasie buite Stellenbosch. Volgens meneer Henny van Heerden is die kritiek wat uit verskeie oorde tydens die ondersoek teen sy afdeling uitgespreek is, in 'n groot mate verouderd. Meneer van Heerden sê dat groter kundigheid die kwarantynperiode in die laaste paar jaar drasties verkort het, waarvan wynmakers en selfs 'n staatsinstansie soos die Navorsingsinstituut vir Wingerdbou en Wynkunde my niet voorby nie eens bewus was nie, is dat 'n stelsel van oop kwarantyn volgens meneer van Heerden moontlik is. Die probleem wat ontstaan het met die vrystelling van of die vinnige vrystelling van plantmateriaal uit kwarantyn is waarskynlik die feit dat die algemene publiek of produsent of instansies insluitend die navorsingsinstituut vir die betrokke gewas nie daarvan bewus is dat invoerder is ook geregtig op sy deel van die plantmateriaal. Maar die boere sê nou, as niet voorby die Navorsingsinstituut nie eers daarvan geweet het nie, hoe moes hulle geweet het? Die leemte in hierdie geval kan wees dat ons nie genoeg publisiteit gee aan die aktiwiteite van die keurkomitee nie, dat die publiek nie ingelig is oor die werklike prosedures met die invoer van plantmateriaal nie. Dit was miskien 'n kommunikasiegaping. Onder die omstandighede moet ek dit miskien dan toegee, dat as dit 'n fout was, dat dit beslis nie doelbewus was nie. Niet voorby buite Stellenbosch huisves die Navorsingsinstituut vir Wingerdbou en Wynkunde. Die NIWW is 'n staatsinstelling wat 'n belangrike wetenskaplike evalueringsrol vervul. Dr. Jacob Duist, direkteur van die NIWW, is ook die voorsitter van die Wyn- en Spiritusraad, 'n statutêre liggaam wat deur sy inspekteurs en proefpanele die wyn van oorsprong stelsel moet toepas. Dit is juis hierdie stelsel wat in gedrang gekom het nadat die Auxerrois bom gebars het. Chardonnay wyne wat deur die raad as soorteg en superieur gesertifiseer is, het onder verdenking gekom. Dit is natuurlijk altyd maklik om na die tyd wys te wees. Die raad het sy inspekteurs wat op basis die wyne die druiwe kontroleer en die raad het die wyn geproe. Dit was 'n goeie wyn. Die wyn was aan hout verouder en ek sou graag vir die mense wat so baie kritiek op die raad het wil uitdaag om houtverouderde witwyne wat almal goed gemaak is te kan uitken wat in presies Chardonnay is. Van ons land se voorste wynmakers en wynproduserende instansies het plantmateriaal onwettig ingebring. Hoekom sou hulle so 'n ding gedoen het? Ek dink die vraag sou u seker vir hulle self kon vra. Ek dink 'n mens moet positief wees en sê dat hulle het werklik probeer om vir die bedryf iets beter te kry. Aan die ander kant ook natuurlik is daar die persoonlike die vrye markstelsel waar elke man vir homself moet die beste probeer doen en ek dink dit beslis ook 'n rol gespeel.
Betwyfel u die oordeel en ervaring van die mense wat die plantmateriaal onwettig ingebring het? Nee, ek sou nie graag dat ons die geëerde lede van die wynbedryf wat werklik leie mense se bona fides betwyfel nie. Ek dink net die metodes kon miskien anders gewees, maar die bona fides van die mense sou ek met graagte aanvaar. Nog 'n staatsamptenaar wat die optrede van die invoerders van ongemagtigde materiaal bevraagteken, is Dr. Johan Burger, direkteur van die winterreënstreek. Hy meen dat 'n persoonlike strewe om eerste eksklusiewe plantmateriaal te bekom nie opgeweeg kan word teen die gevare as kwarantyne geïgnoreer word nie, selfs al kry die invoerder dit van betroubare en erkende oorseese bronne. Persoonlik dink ek dat selfs as 'n mens met die heel beste motiewe materiaal totaal ongecontroleerd die land inbring. Wel, as dit nie onverantwoordelik is nie, moet ons 'n ander woord daarvoor kry, maar dit klink ook nie vir my heeltemal verantwoordelik. U is 'n sentrale figuur in die Wes-Kaapse landbou. Dit klink amper onmoontlik dat u nie van al hierdie gebeure bewus was nie. En as u bewus was, hoekom het u dan nie vroeër opgetree nie? Dit is deur getuienis gesê vir die Klopperkommissie dat die departement en onder andere die Wynbou Instituut waar ek verantwoordelik was destyds bewus was van die materiaal wat in die land is. Nou, dat sou ek nie ontken nie. Die punt is net om bewus te wees dat daar onwettige materiaal is een ding. Om te weet wie die materiaal wanneer ingebring het en hoe dit ingebring is 'n ander saak. En dit is iets waarvan wat ek regtig nie van kennis gedra het of die organisasie waaraan ek verbonden is. Wel, dis omtrent soos ek die vraag moet antwoord. Dr. Burger sê ook dat 'n voetslepery met die invoer en kommersialisering van plantmateriaal nie bekostig kan word nie en dat onnodige rompslomp voortdurend uit die weg geruim moet word. Hy meen nietemin dat kritiek teen die amptelike stelsel ietwat verouderd is, omdat die prosedure sedert die begin van die 70er jare drasties verkort is. Hy glo ook dat daar nog ruimte binne die amptelike stelsel geskep kan word vir die ambisieuse produsent wat eerste en so gou as moontlik eksklusiewe materiaal wil bekom. As daardie materiaal van 'n bekende oorseese bron kom, wat aan ons bekend is en geloofwaardig is, en hulle reik die nodige permit uit en hulle reik die nodige fitosanitêre sertifikaat uit, dan sou die quarantyneperiode in Suid-Afrika baie kort kon wees. En as dit daardeur is, sou ek geen beswaar kon sien waarom 'n gedeelte van daardie materiaal dan nie na die invoerder kon gaan om hom in 'n situasie te stel om dit vinnig te vermeerder en dan, omdat hy graag eerste wil wees, laat hom dan eerste wees. Maar dan het ons die risiko binne verantwoordelike perke gehou. Oor kritiek dat die KWV as enigste plantvermeerderingsorganisasie aandadig was aan die trae beskikbaarstelling van veral skaars en gesogte plantmateriaal aan die bedryf, voel Dr. J.A. van Sail van die KWV ietwat ongelukkig. Volgens Dr. van Sail het sy organisasie in die laaste dekade of so herhaaldelik vertoë gerig om die amptelike stelsel meer vaartbelyn te maak en dat die KWV in 1981 daad by die woord gevoeg het, nadat die Departement van Landbou sommige regulasies opgeknap het. Gesogte plantmateriaal, waaronder verskeie klone Chardonnay wat deur die KWV ingevoer is na 'n kort kwarantyneperiode teruggegee om deur die KWV vermeerder te word. Met ander woorde, daar is nie gewag vir die normale wingerdboukundige en wynboukundige evaluasie deur Nuut verby nie. Oor die beskuldiging dat die KWV 'n monopolie oor die vermeerdering van veral ingevoerde materiaal wou vestig, sê Dr. van Sail die volgende. Soos jy seker ook gehoor het ons juis nou van ons kant af begin om te onderhandel met ander bedryfsliggame en selfs produsente en kwekers om met ons saam onder 'n oorkoepelende soort van 'n komitee bymekaar te kom sodat ons almal saam al die beste beskikbare materiaal evalueer en dan aan die bedryf beskikbaar stel. En dan is die idee ook dat daardie liggaam wat dan oorkoepelend of verteenwoordigend is vir al die produserende instansies, dat dit dan die vermeerderingsorganisasie sal word. En dat elke lid van daardie organisasie onafhanklik sal optree, solank ons net dieselfde standaard vir materiaal aan die produsente gee. Oor beskuldigings dat hulle onverantwoordelik en selfsugtig was
en dat hulle nie hulle inspraak op amptelike instansies gebruik het om die stelsel te verander nie, heers daar ontevredenheid onder boere en instansies wat sonder magtiging materiaal ingevoer en vermeerder het. Meneer Sidney Beck sê dat as hy homself aan onverantwoordelike optrede skuldig maak, al die geswoeg en sweet van etlike dekades verniet kan wees. Ja, dit is 'n ou dientjie wat hulle nou al van lankal af sing. Skynbaar plaar dit nou vir hulle. Maar as 'n mens nou so stadig gaan begin ingaan in die ding, as ek materiaal inbring, en ek bring verkeerde materiaal in, materiaal met 'n siekte saam, dan sal ek mos nou die eerste ene wees wat daardie geraak word nou op my plaas aangeplant. Nou, ek self en ek dink ander, ons is verantwoordelike mense. Ons vang nie katte kwaad aan nie. Ek dink almal van ons het seker gemaak dat die materiaal wat ons ingebring het van die beste en die skoonste bron was wat ons kon bekom. Die bevindings en aanbevelings van die Klopperkommissie word binne die volgende 3 maande verwag. Die algemene gevoel is dat 'n oper, vryer en meer vaartbeleide stelsel uit die Chardonnay-Auxerrois voorval gebore sal word. Met die daarstelling van 'n wyndruifverbeteringsraad vroeër vanjaar, het die verskillende partye ook min of meer konsensus bereik dat ordelikheid, veiligheid en gehalte nie ten koste van vaartbeleiding afgeskep kan word nie. Oor die besonderhede van 'n nuwe stelsel wou die betrokkenes in hierdie stadium nie veel sê nie, omdat dit die aanbevelings van die Klopperkommissie vooruit kan loop. Ek is seker dat die minister in sy wysheid gaan die stelsel verander. Ek kan nie glo na al die getuienis wat gelewer is, dat hierdie stelsel so kan bly nie. Dit kan ek nie glo nie. Nou toe nou, kinkel in die wingerdstok. Tot ons môre aand weer gesels. Goeienaand. Mm-hmm.